Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van God is. Hallo, ek is Dani Moller en dis my voorreg om vir jou welkom te sê by Helderberg se digitale erediens vandag. Ek hoop daar waar jy is, kry jy kans om saam met my rukkie stil te staan by wat die Here vir ons wil sê. Ons is aan die einde van ons 7-week program. Dit was 'n baie spesiale reis vir baie van ons, 'n reis rondom entrepreneurs van hoop. En as jy dit gemis het, het ek vir jou goeie nuus. Daar's waarskynlik 'n hele klaar paar bargains te koop in hierdie week. Boekies wat mense klaar gebruik het. Soms met 'n paar notas in, maar dalk is daar iets vir jou. 7 weke as entrepreneurs van hoop. Maar kom ons maak net eers ons oë toe. Here, dankie vir die voorreg om by U te kan wees, om stil te kan staan by U woord, om te kan weet U is by ons, en waar elkeen van ons ook in hierdie oomblikke, hierdie tye met mekaar deel, Here, wil ons vra dat U vir ons sal herinner daaraan, dat U die almagtige God, die een is wat 'n pad met ons loop, die een is wat ons verstaan, die een wat weet waar ons is in ons lewe, veral ook, Here, die een is wat vir ons volmaak met moed en hoop, en vir ons wil help om so te kan lewe. Mag dit ook vanoggend so wees. Amen. Entrepreneurs van hoop. Ons het begin 7 weke, 8 weke terug deur te sê, entrepreneurs van hoop sien geleenthede. En daar waar daar kans is om hoop te kan bring in 'n wêreld wat dalk hopeloos is. En daarna leef vanuit die bron. Die water wat volgens die segel uit die tempel gevloei het en 'n sterk stroom geword het tot in die dooie see en dit lewendig gemaak het. Dis hoe ons kan lewe as entrepreneurs van hoop uit hierdie bron uit. Ons het gesê entrepreneurs leef eerlik met hulle angs. 'n Eerlik gesprek met die Here ook oor dit wat my benoud maak. Ons het gesê entrepreneurs van hoop roep uit. Hoe lank nog, Here, oor dinge wat swaar en sleg is. Ons is eerlik met God ook daaroor. Entrepreneurs van hoop skep lewe. Was week 5, soos 'n klein mosterdsaadjie wat groot kan word, so suurdeeg wat 'n groot verskil kan maak, gebruik hy vir ons. Verlede week was dit sig saam met die skepping. En vandag, entrepreneurs van hoop, hou mekaar vas. Om 'n entrepreneur van hoop te wees is nie 'n alleen ding nie. Ons het mekaar nodig, en ons saam wees en saam doen, leef ons juis 'n storie van hoop. En hoe ons mekaar vashou, hoe dit vir ons lekker is om dit te doen, is 'n baie spesiale boodskap in 'n tyd waar dit eintlik skaars geword het. 'n Tyd waar mense as individue funksioneer en op hulle eie behoeftes funksioneer. En dalk is jy een van die mense wat eerlik voel, jy kom eintlik goed klaar sonder ander mense. Veral as jy iets wil gedoen kry en dit goed gedoen wil kry, dan sê jy ek doen dit liewer self. Koos Du Plessis het jare terug al 'n liedjie daaroor geskryf. Die liedjie se naam is Skielik is jy vry, en van die woorde lui so: as jy op niemand leun nie en niks van iemand vra nie, hoef niemand jou te steun nie, hoef niemand jou te dra nie, en dis tog so eenvoudig, dis jy, alleenlik jy, en die groter sorge gaan van self verby. Niks om te verhaal nie, net die vrede bly, niks om te betaal nie, en skielik is jy vry. Is dit waar? Is dit so eenvoudig? Is dit wat ons nodig het om regtig vry en gelukkig te wees, net alleen te wees? Nee, ek dink Koos het daai tyd al so 'n bietjie met ons gespeel. Dis nie die resep vir 'n gelukkige lewe nie. Ons het mekaar nodig, in die lewe en ook as gelowiges. Die tekste wat ons hierdie week in die gemeente saam gelees het, was baie spesiale tekste. Die een in Romeine 15 vertel dat ons as gelowiges verskil, maar jy is in ons saam wees en doen, eer ons God en getuig ons teenoor die Here en teenoor die wêreld van God se liefde vir ons almal. Ons is familie, nie eenders nie, maar eensgesind. En die ander teks, Psalm 133, is 'n teks waaroor ek so opgewonde is, ek wil hom sommer eers te lees. Psalm 133 is 'n teks van mense wat opgewonde is, dis 'n pelgrimslied van mense wat op pad is om die Here te gaan dien. Ek lees vir ons die 83 vertaling. 'n Pelgrimslied van Dawid. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon. Dis soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere.
En sommige vertalings bring al tot by die kraag, want dis wat dit eintlik beteken. Dis soos die dou van Hermonberg, wat op die berge by Sion val, waar broers so saam woon, skenk die Here sy seun 'n lang, lang lewe. Dis 'n pelgrimslied, hierdie psalm. Dit vertel hoe opwindend dit is om as gelowiges saam broers te kan wees en die seën van die Here te kan beleef. Die rede hoekom ons dit 'n pelgrimslied is, dis deel van die groep liedere wat die gelowiges gesing het van daardie tyd as hulle op pad is na Jerusalem toe. Want in Jerusalem was die plek waar hulle saam gaan aanbid het. En dan is dit mense uit verskillende dorpe en plekke, maar as hulle daar aankom, is hulle broers in die Here. En hulle sing en hulle sê, ons kan nie wag om in Jerusalem te kom nie, want daar is die plek waar ons iets beleef van die Here se seën. Daar is ons, die Here se mense, en ons beleef die wonder van saam wees. En dan word dit beskryf op 'n wonderlike manier. Dis so sagte, welriekende olie wat afloop van die kop na die baard, na die krag. Dit werk van na die kraag. Dit werk van bo af deur die baard tot onder toe. En vandag klink dit vir my en jou miskien dalk bietjie na 'n snaakse beeld. Hierdie olie wat nou in jou kop is en deurkom. Dis soos gelowiges daai tyd gesalf is. Dis soos die priesters gesalf is. En die beeld is iets van 'n aangename, sagte, lekker ryk geur. Maar terselfdertyd is ook 'n beeld van deurloop, van bo, van die leiers af deur na onder toe, na almal toe werk hierdie liefde, hierdie sagtheid, hierdie saamleef, werk dit deur. Die tweede deel sê dis soos heerlike vars dou, wat normaalweg in die Hermonberg sou val. Maar nou is dit asof dit in Jerusalem val. Nou die Hermonberg is 'n paar 100 kilometer verder noord. Dis 'n hoë berggedeelte wat bekend is in die somer vir sy wonderlike dou wat daar val, wat die Jordaanrivier voed, die water wat kan afloop later, die lekker vars, skoon, die van julle wat dou ken en wat die gevoel en ervaring het van om partykeer ook met jou kaalvoete op 'n volgedoude grasperk te kan stap en iets te kan beleef van die dou op die plante. Dis 'n vars beeld, dis 'n beeld van groei, dis 'n positiewe, opwindende geleentheid om dit te kan beleef, 'n verfrissende ervaring is eintlik die woord wat ek soek. Dis goed, sê die pelgrimslied. Die woord goed, dis goed as gelowiges so saamwoon. Gelowiges so saam en broers so saamwoon is soos hierdie pragtige beelde van vars dou en verfrissende ervaring van saamwees. Dis dieselfde woord, die woord goed, waarmee God aan die einde van die skepping terugkyk op 'n skepping en tevrede dit kon geniet. Dis goed, dit wat God gedoen het. Broers en susters in die geloof, wat saam opgewonde in Jerusalem by mekaar kom om God te eer, is goed. Nou ons is broers en susters. Nou van kindsbeen af hoor ek hierdie kerkterme en van hulle pla my nog al die tyd. As mense praat van gemeenskap van gelowiges of koinonia, broers en susters, dan wonder ek partykeer, kan die dominee maar nou sommer net gesê het, hallo vriende nie. Hoekom moet jy nou sê hallo broers en susters? En die antwoord is nie moeilik nie. Die antwoord is, ons is nie in die eerste plek vriende nie. Dalk glad nie. Maar as gelowiges is ons broers en susters. Jesus het ons deel gemaak van sy familie. Die van julle wat bevoorreg is om 'n paar kinders te kan hê. Dis een van die wonderlikste dinge om te kan sien hoe jou kinders gelukkig saam speel, sê hulle vir my. En later kuier en saam met geselskap geniet. En dit maak jou diep gelukkig en tevrede. Maar die realiteit is dat hulle ook baie keer nie so vreedsaam saamleef of speel nie. En dit maak jou hartseer. Dis nie lekker nie. Jy wil so graag hulle moet vreedsaam saamlewe, maar dit is nie so maklik nie. As hulle klein is, kan jy nog probeer vermaan en aanmoedig en sê nee. Maar as hulle self groot mense word jou vermaanings nie meer so positief gesien nie. Dis asof die Here hom nie laat afsit nie. As deel van God se familie is die aansporing en vermaanings uit die Bybel volop om te sê, hey, julle moet mekaar lief hê, julle moet met mekaar besig wees, julle moet van mekaar hou en julle moet so lewe. Luister bietjie hoe dit in die Bybel gedoen word. Jesus sê self in Johannes 13, julle moet mekaar lief hê. En sê ook, julle moet mekaar se voete was. Paulus skryf so baie daaroor. En wat ons later ken as die mekaar tekste, moet mekaar nie veroordeel nie, verdra mekaar in liefde. En laat ons na mekaar omsien, praat mekaar moed in, leer en onderrig mekaar met alle wysheid, dra mekaar se laste. Petrus sê, wees gasvry teenoor mekaar, Hebreërs sê in Hebreërs 10, laat ons na mekaar omsien,
deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Dis die beeld wat ons het uit die Bybel. Aangemoedig om na mekaar om te sien, vir mekaar om te gee en ook die samekoms nie te verwaarloos nie, maar daar te wees vir mekaar. Ons tweede skrifgelesing vandag uit Romeine 15 is een van hierdie mekaar tekste. As Paulus sê, en ek lees van vers 7 af, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit. Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. In die 2020 vertaling sê in belang van die besnydenis 'n dienaar te word. Die besnedene, die wat klaar besny is. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. En hy het ook gekom sodat ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Ons lees hierdie gedeelte, ek sal U loof voor die nasies tot eer van die naam, sal ek 'n psalm sing, en dit het ek nou nie gelees nie, maar dit wat daarna volg. Die interessante van hierdie gedeelte is, in die gemeente Rome was daar volgelinge van Jesus uit die Jodendom. Hulle het vasgehou aan baie van die Ou Testamentiese voorskrifte. Besnydenis was vir hulle belangrik. Dit was vir hulle belangrik dat mense hierdie pad moes volg, maar daar was ook ander volgelinge in hierdie gemeente, uit die ander nasies, en hulle het nie die Joodse gebruik, gedink die Joodse gebruik is nodig vir hulle redding nie. En Paulus sê vir hierdie twee groepe, julle hoef nie dieselfde te dink oor hierdie dinge nie, maar julle moet eensgesind wees, en belangrik, julle moet mekaar aanvaar, soos wat Christus al twee julle groepe aanvaar het. En dan gaan die volgende paar verse juist daaroor om te wys hoe dat Christus vir al twee daar was en vir al twee gesterf het en vir al twee omgegee het en die beloftes van die Ou Testament waargemaak het. Twee belangrike feite oor ons familie van God wees is. God het jou eerste gekies. Jy is deel van die familie. Nie omdat jy dit gekies het, maar omdat God jou gekies het. As jy in Christus Jesus glo, is jy reeds deel van God se geestelike familie. Ons kan nie ons bloedfamilie kies nie. Net so kan ons ook nie ons geestelike familie kies nie. Ons ontvang hulle van God. Jy het seker ook al gehoor, jy kan jou vriende kies, maar nie jou familie nie. Jy het hulle maar net. Maar ons het mekaar ook as broers en susters van Jesus. En in hierdie familie van God is jy geliefd, het jy waarde. En hoe kry mens waarde? Wat gee vir mens waarde? Of gee enige ding waarde? Die vraag is wie dit gemaak. As daar hier nou 'n pragtige skildery is wat ek gemaak het van sonneblomme, en hier langsaan is een wat van Gogh gemaak het van sonneblomme, wat een het die meeste waarde? Jy is reg, nie myne nie. Wanneer iets deur 'n spesifieke persoon gemaak is, dan het dit baie waarde, en nou is die vraag, wie het jou gemaak? God het jou gemaak. So laat ek jou herinner, jy het waarde. Die tweede ding wat 'n ding kosbaar maak is, wie is bereid om daarvoor te betaal? As jy 'n goeie belegging het, maar niemand wil dit koop nie, dan is dit eintlik niks werd nie. Paar jare gelede is 'n olie-sheik in die Midde-Ooste se dogter ontvoer. En toe het hulle 'n koerantberig gepubliseer wat sê, ons sal enige prys vir haar betaal, sy is 'n koning se dogter. So eenvoudig soos dit, jy is 'n koning se dogter en seun. En Petrus sê, hy het met sy eie bloed betaal, en hoe groot prys was dit nie? So hoeveel is jy werd? Kyk na die kruis. Jesus het gesê, ek is bereid om vir jou te sterf. Dis hoeveel waarde jy het. En as jy groot geword het, met iemand wat jou gesê het, jy is niks werd nie, die nêrens gaan kom nie, kan ek vandag vir jou sê, hulle het vir jou gejok. Maak nie saak wie dit was, en in watter omstandighede hulle dit gesê het nie, dis 'n leuen. Jy het waarde, omdat God jou gemaak het, en jou gekoop het, met die grootste prys ooit. En nou sê Jesus, weet jy, die mense rondom jou, hier in die gemeente, daar waar jy lewe as gelowige, weet jy die mense rondom jou, hulle is almal ook sulke wonderlike kosbare mense vir my. Nie net jy nie, hulle ook. En jy is bevoorreg om deel te kan wees van hierdie merkwaardige, kosbare, lewende versameling van God. En ek wil jy moet dit besef, en jy moet dit geniet. Soos die olie en die dou, hierdie lekkerte, hierdie varsheid, hierdie genot daarvan. Om dit te beleef, ons is deel van 'n groep mense wat vir God kosbaar is. En ek wil hê, sê die Here, jy moet die ander mense om jou ook so hanteer. Want ek het hulle ook so lief.
Selfs die mense wat jy nie kan verdra nie, God het hulle ook so lief. En God verwag van ons om met net soveel waarde aan hulle te heg, as wat hy aan ons heg. Ja, natuurlik is ons verskillend, anders, maar dis juist deel van die opwinding. Almal is nie soos jy nie, jy wil nie regtig jy almal moet soos jy wees nie. Dominee vertel hoe dat hy in moeilike huweliksgesprekke dikwels by hierdie punt kom, dat hy vir een van die twee moet vra, hoe dink jy sal dit voel om met jouself getroud te wees? En die antwoord is, nee, ek sal nie wil wees nie. Want ons het juis behoefte aan hierdie verskillende gawes en belangstellings en persoonlikhede, musieksmaak, kleresmaak. God kies ons ook nie altyd soos ons sou kies aan die familie nie. God kies op sy manier. Dink maar aan Jesus se disippels. Verskillende Ou Testamentiese karakters in die Bybel. Die gemeente in Rome, vir wie Paulus hierdie brief skryf, Romeine, wat ons gelees het, is vir ons ook so 'n voorbeeld. Helderberg gemeente is so 'n voorbeeld. Ons is nie dieselfde nie. En die Here nooi ons uit om mekaar te aanvaar, maar baie meer as net aanvaar, om ons mekaar te geniet eintlik. Hierdie woord vir aanvaar, die Griekse woord, beteken eintlik om mense met vriendelikheid in jou midde te ontvang, om hulle te verwelkom. Die 53 vertaling het dit so vertaal om te sê, om jou aan te neem. Het gaan hier oor veel meer as om net om jou te duld. Dit is nie 'n neutrale betekenis nie. Ons word aangemoedig om met vriendelikheid iemand in ons midde welkom te voel en te aanvaar en eintlik te geniet. Dit beteken nie, ek haat hom nie, of ek kan hom daarom verdra nie. Nee, dit beteken, ek hou van jou. Ek reik uit na jou. As iemand nie in ons gemeente intrek, of 'n vreemde persoon in ons eredienste bywoon, dan moet ons hulle met vriendelikheid aanvaar. Hulle moet tuis voel, hulle moet welkom voel, want dit is wat ons as gemeente moet uitleef. Die woord aanvaar beteken dat jy die ander een 'n plek by jou gee. Dat jy vir die een 'n plek maak in jou hart. Dat jy vir die een 'n plek maak in jou kring. Soos mense in 'n kringetjie staan en gesels, maak jy bietjie oop en sê, kom staan nie by ons, kom gesels saam. Dit is so prakties soos wat ek partykeer sien hier in ons tent by die kerk, wat mense so bly is om mekaar te sien, dat hulle nie eers moeite doen om te kyk, is daar nie dalk iemand wat niemand ken nie, wat rondstaan nie, wat ook deel van die kring kan word. Vandag is die aanmoediging vir jou om so te lewe. In Handelinge 28 word hierdie selfde woord baie prakties gebruik. Luister net, toe Paulus 'n skipbreukeling op die eiland Malta uitspoel. Dis daar van die inboorlinge van die eiland wat baie vriendelik teenoor hulle was. Onthou hulle het nou uitgespoel, is koud en alles, en dit het begin reën, en omdat dit koud was, het hulle vuur aangesteek, staan daar, in Handelinge 28 vers 2, en hulle almal daarby verwelkom. Dieselfde woord verwelkom is die woord aanvaar wat ons hier lees. So het gesê, kom staan by ons in die kringetjie om die vuur. Dit is so prakties soos dit is. Entrepreneurs van hoop, sê ons vandag, hou mekaar vas. Het deernis vir mekaar. Gee om vir mekaar. En dalk voel jy het nie iemand nodig nie. Jy's okay. Jy hou van die TV-kerk. Jy kom kerk toe en dan glip jy sommer mee so gou as moontlik weer weg, want jy het jou eie program en dinge wat jy wil doen. Hoe weet jy dat hier nie iemand is wat jou nodig het nie? Wat jou inset in sy of haar lewe nodig het nie? Nie deur jou groot antwoorde noodwendig nie, maar deur jou hier wees en saam koffie drink en saam opgewonde wees oor die Here. Saam laat welkom voel. Ek gesels Sondag met iemand en hy vertel my hoe heerlik hy na Paul se diens op sy tablet gekyk het. My vraag aan hom was eenvoudig, sê nou al die lidmate van Helderberg het soos jy gedink Sondag? Lekker op jou eie, sonder om geplaas te word, op die tablet gekyk. Daar was dan nie iets om na te kyk nie. Paul se diens sou nie gewerk het nie. En juis omdat hier baie mense was en opgewonde was en deelgeneem het en gesing het, daarom kon ons ook vir die wat inluister 'n spesiale ervaring gee. Die mense wat hier was lewende getuies van die boodskap van hoop. Ons het nodig om mekaar fisies te sien, vas te hou, te bemoedig, te inspireer. Natuurlik is dit wonderlik dat jy vandag na hierdie opname kan luister. Natuurlik is dit wonderlik dat daar vandag en in hierdie week het ons al gemiddeld meer as 500 mense op 'n aanlyn manier betrokke is en deel is van hierdie dienste. Vir baie is dit die enigste praktiese manier om te kan inskakel. Maar dan wil ek jou uitnooi om via WhatsApps en e-posse en boodskappe te reageer. Deel te wees van gelowiges wat mekaar vashou.
Al kan jy nie noodwendig fisies daar wees, kan jy deur e-pos kommunikasie, deur internet, deur WhatsApps, kan jy deel wees van hierdie gemeenskap. Mekaar vashou, bemoedig en ondersteun. Aanvaar mekaar as meer as net duld. Wees bereid om jou menswees te deel, om jouself te deel. Gemeente gaan oor God. Het gaan ook oor mense. En dis nie net hier om kerk toe te gaan en terug nie. Dis nie net 'n plek om iets te kom afhaal nie, dis 'n gesin, dis 'n familie. En 'n vraag van jou om iets van jouself te gee. Ons is medereisigers op die pad van hoop. En dit beteken dat ons mekaar in 'n ander lig sien. Is dit vir jou moeilik? Ons het reeds gesê, jy hoef nie van almal te hou nie. C.S. Lewis het dit so mooi gesê, jy hoef nie van almal te hou nie, ja, maar jy moet vir almal lief wees en liefdevol teenoor hulle optree. En dan sê hy, moet jy nie verbaas wees as mense jou begin verras en jy al hoe meer van hulle begin hou nie. Ek was deel van 'n omgeegroep in 'n vorige gemeente jare terug en 'n man was deel van ons groep en hy was berig oor hoe moeilik hy is. Hoe hy 'n groep eintlik kan kaap en breek en hy was moeilik. In 'n stadium moes ons kies of ons bedank almal uit die groep of wat. En ons het besluit om nog te probeer. Ons het nie gehou van hom nie, ek moet eerlik wees. Maar ons het gesê ons gaan probeer om vir hom lief te wees. En ons het liefdevol teenoor hom gepraat en opgetree. En dit wat C.S. Lewis geskryf het begin gebeur. Ons het vir hom lief geraak. Hy was ons groep se moeilike ou en ons was vies as ander mense lelik oor hom praat. En toe begin ons agterkom, eintlik is hy glad nie so erg nie. Eintlik geniet ons hom en sy geite. Eers het ons gedink, hoe lekker is dit dat hy verander het. En toe besef ons het almal verander. God het ons almal verander deur hierdie liefde, wat hy vir ons vir mekaar gee. Entrepreneurs van hoop, hou mekaar vas. Terwille van ons getuienis. Hoe mooi is dit as broers saamwoon. Hulle aanvaar mekaar, hulle neem mekaar aan. Hou mekaar vas, soos Christus ons vashou. Nie oor ons so goed is nie. Inteendeel, juis omdat ons dit so nodig het. Dis ons getuienis aan die wêreld. Hierdie mense is anders, want God is hier. En God se gees maak hulle anders. Entrepreneurs hou mekaar vas, terwille van Christus, maar ook terwille van onsself. Want ons het mekaar nodig. Alleen is dit nie so eenvoudig nie. Alleen is ons vinniger, maar saam kom ons verder. Alleen raak ek moedeloos, saam hou ons mekaar bo. Entrepreneur van Christus hou mekaar vas terwille van God. Ons eer God. Ons sing nie oor alleen wees nie, ons sing saam in 'n koor van hoop. Daar's 'n verskeidenheid van stemme wat mekaar aanvul in 'n groter harmonie. Ons sing saam oor God se hoop vir die wêreld. En ons glo God glimlag, stil, tevrede. Ek sluit af met die storie van die broers wat saam geboer het. En hulle het saam hard gewerk en gelyk opgedeel alles wat hulle gedoen het, in die werk en in die winste. Een broer was getroud met 'n gesin, die ander ongetroud. En die ongetroude broer het gedink, dis nie regverdig dat ons hierdie dinge gelyk op verdeel nie. Ek het net myself om voor te sorg, my broer moet vir sy hele gesin sorg, en elke aand voor middernag gaan neem hy een van sy sakke, en hy dra dit na sy broer se skuur toe. Die getroude broer het ook gedink, dis nie regverdig nie. Ek het 'n klomp kinders wat vir my gaan sorg op my ou dag. My broer het niemand, hy moet self voorsien. En dan elke aand na middernag het hy gegaan in 'n sak na sy broer se skuur toe gedra. So het die broers elke dag ontdek dat die getal sakke graan in hulle skuur altyd dieselfde bly. Al haal hy elke aand 'n sak koring uit. So gebeur die wonder dat hulle sakke altyd maar net dieselfde bly, tot een nag het die broers mekaar raak geloop. Elkeen met 'n sak koring op die skouer. Hulle het mekaar omhels en besef hoe lief hulle mekaar het. Dis 'n Joodse legende en die legende vertel dat God uit die hemel afgekyk en gesê het, ek verklaar hierdie plek heilig, want hier het ek buitengewone groot liefde gesien. Aanvaar mekaar. Hoe mooi, hoe goed is dit, as broers en susters saam woon.
Amen. Almagtige Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie dat u vir ons u kinders maak, dat ons u familie is. Dat u vir ons saam entrepreneurs van hoop maak en help vir ons, Here, om aan mekaar vas te hou. Help vir ons om te kan beleef en ervaar hoe dat ons mekaar nodig het, maar nog meer as dit, Here, hoe dat u vir ons help om dit te kan geniet om by mekaar te kan wees. Om hierdie vreugde van die salf, die olie wat loop en die dou wat vars op die veld is, om hierdie lekkerte daarvan, hierdie seën, hierdie sagtheid te kan beleef, ook in ons verhouding met mekaar. Dat ons opgewonde kan wees oor dit wat u vir ons in mekaar gee, en dit wat ons in mekaar kan kry. Here, dankie vir hoop. U hoop wat u vir hierdie wêreld het. En help vir ons om met hierdie hoop te kan lewe en u getuies te kan wees. Amen. Ek groet jou en seën jou graag met die woorde van Romeine 15 vers 13. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.